As u vanmôre u woord saamgebring het, die Bybel, die woord van die Here, wil ek vra dat u saam met my sal blaai asseblief na die boek Galasiërs hoofstuk 1. Ek wil vanmôre met u gesels en met u praat oor hierdie gedeelte van Paulus. En ek het baie in my lewe gesê, ek wens ek kan snap wat Paulus in Here Jesus gesnap het. Wat Paulus beleef het. Nou meer ek in hierdie man se lewe indink, hoe groter word die antwoord van hierdie vraag. En met die hulp van die Heilige Gees vanmôre wil ek vir u wys dat bekering nie maar sommer net 'n los woord is nie. Ek wil ook met die hulp van die Heilige Gees vanmôre vir u kom wys dat God baie bekering baie hoog plaas op sy agenda. En dat bekering eintlik 'n wonderwerk is. En ek weet nie waar u staan vanmôre met die Here Jesus nie. Ek weet nie, het u al tot bekering gekom nie. Ek weet nie of u wedergebore is nie. Ek het een taak vanmôre, om hierdie boodskap af te lewer. En ek bid, Here, laat die krag van die Heilige Gees kragtig op ons lewens vanmôre sal kom rus. U is nie vanmôre hier sommer maar net nie. Ek glo met my hele hart dat God het 'n afspraak met elkeen van ons hier vanmôre. My ingesluit, elkeen van ons. En mag die Heilige Gees, terwyl ons hierdie woord lees, alreeds in ons harte begin werk. Ek wil die heel eerste vers van Galasiërs hoofstuk 1 lees en dan gaan ek vanaf vers 11 tot en met vers 24 lees. Jy moet oplet wat hierdie woord sê. Galasiërs hoofstuk 1 is 'n brief deur Paulus geskryf. Hy sê Paulus, 'n apostel, nie vanweë mens of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader, wat hom uit die dode op. Dan vanaf vers 11 af, maar ek maak julle bekend. Broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur die openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. En dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het bo baie van die leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerhaar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, was wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees of bloed geraadpleeg nie. Jy moet dit oplet. En ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië, vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens, 3 jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan, om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly.
En ek het niemand anders van die apostels gesien nie. Ek wil net gou sê, ek is bang ek vergeet dit. 'n Apostel is iemand wat Jesus fisies gesien het. Dis 'n apostel. Onthou Paulus sê hierso in vers 1. Paulus 'n apostel nie vanweë die mens nie. Hy was ook 'n apostel. Ek sal nou vir julle sê. Vers 19. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie behalwe Jakobus die broer van die Here. En wat ek julle skryf voor die aangesig van God. Ek lieg nie. Daarna het ek gekom in die streke van Sirië en Sicilië. En ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Juda. Hulle het net gehoor. Die gemeente het net gehoor. Hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. Vers 24, en hulle het God verheerlik in my. Dis Paulus wat hier skryf. Tot sover. Mag die Here ook vanmôre hierdie woord aan my en jou kom openbaar. As ek vanmôre die woord gebruik, Christendom, algemene woord. Jy is of 'n Christen en jy kies dit. Jy is of 'n Jood, jy is of 'n Moslem en jy kies dit. En die slegste van dit is die meeste van ons het groot geword met hierdie woord Christendom. My pa, my ma, my oupa, my ouma, almal was Christene gewees, ek het dit maar aanvaar. As ek by binnelandse sake kom, wat is jou nasionaliteit of wat is jou nie nasionaliteit, wat is jou geloof, dan sê hulle ek is Christen. En dis net vir statistieke. So Christendom is hoogstens 'n godsdiens en niks anderste as 'n godsdiens nie. Wat by alle ander godsdienste ingeskakel word as 'n tipe van geloof. Maar ek wil vanmôre vir u kom sê, Christendom is hoogstens 'n godsdiens van omskakeling, van ommeswaai van wat is na wat sal wees en totaal in 'n ander rigting na as waarheen ek en jy op pad is. Dis die inleiding van my boodskap, jy moet hierdie woorde onthou. En die vraag wat ek vanmôre vra, waarheen is die Christendom op pad? Waarheen is ek en jy op pad? Baie mense wil bly net soos wat hulle is. Hulle wil net so bly. My pa, my ma was mos 'n Christen man. Ja, ek gaan elke Sondag kerk, lees my Bybel. Ek glo aan God. Weet wat? Ek wil net so bly. Moet my net nie kom probeer verander nie. Het jy al gehoor? So gemaak en so gaan dit staan. Ek is maar soos wat ek is. Dis maar hoe ek is. Moenie jy kom aan my probeer verander nie. Ek wil vanmôre sê jou lewe kan radikaal verander by God. Alleen by God. Is al wat jou lewe radikaal kan verander. Jy hoef nie te bly net soos wat jy is nie. Jy sien omskakeling en om 'n swaai klink baie keer baie sagter en baie beter as die woord jy moet tot bekering kom. Want wanneer iemand vir jou sê jy moet tot bekering kom, is die eerste verdedigingsmeganisme moenie aan my karring nie. Baie mense is bang vir hierdie woord bekering. Baie mense. Ek wil vanmôre vir julle sê die mooiste, soetste, dierbaarste woord
vir die wat werklik tot bekering gekom het. Bekering is 'n wonderwerk van God alleen. Selfs in jou lewe, jy sal nooit weer dieselfde wees nie. As jy tot bekering gekom het, sal jy nooit ooit weer dieselfde kan wees nie. En ek praat hier van werklike bekering tot God. Tot dan mag jy miskien godsdienstig voortleef. Mag jy miskien 'n goeie mens wees. Mag jy miskien gehoorsaam wees aan die samelewing. Mag jy miskien saam praat in die kerk tussen ander kinders van die Here. Mag jy miskien elke boksie van Christendom raak tik en afmerk. Maar dit sal net bly by goeie werke. Dit sal niks anders te wees as goeie werke nie. Maar net godsdienstig. Dis al ding, dit sal godsdienstig wees. Maar bekering, wil ek vanmôre vir u sê, is heeltemal, geheel en al iets anders. Bekering is 'n ware lewenslange gewoonte verandering. Kan ek dit weer sê? Bekering is 'n ware lewenslange gewoontesverandering. Gedurig deur 'n verandering. Diep ingewortelde sonde, oor 'n baie lang tyd, kan in een oomblik uitgewis en uitgevee word. In een oomblik. Asof dit nooit eens bestaan het nie. Bekering bepaal nie wie jy was of wie jy is nie. Bekering sê wat jy sal word. En hoe jy sal voortleef in 'n nuwe, verrykte lewe. En net Jesus Christus kan hierdie verandering in jou lewe bring. Ek ken die gesegde, kan 'n luiperd sy kolle verander? Kan 'n jakkals sy streke verander? En ons ken die antwoord, nee, kan nie. Ek wil vanmôre vir u uitdaging gee en sê, by God is niks onmoontlik nie. Die lewe van hierdie man Paulus, die lewensverhaal van Paulus, is 'n duidelike voorbeeld vir ons. En dit wys juis vir ons hierdie waarheid uit. Van al die ander bekeringsverhale in hierdie Bybel. En van die mensdom wil ek vandag vir u sê, Paulus seker die mees merkwaardigste, wonderbaarste van almal. Want hier is Jesus duidelik op 'n baie bo-natuurlike manier aan die werk in 'n siel se lewe. Ons almal ken die verhaal van Paulus. Wat vir my skokkend is, Paulus het gedink, weet jy wat, ek doen reg. Ek doen reg aan die kerk. Dit wat in die kerk aangaan, ek doen reg. Jy sien, wie was Paulus? Paulus is as 'n Jood gebore. Kan jy verstaan wat ek aan die begin van my boodskap gesê het? Hy kom uit die regte groep uit. Die Jode. God het mos die Jode beskerm en hy sal hulle beskerm lewenslang. Dis God se volk. Hieruit is Paulus gebore. Jy geweet dat Paulus was 'n opgeleide en 'n geleerde rabbi. Ons lees van die leermeesters in die kerk. Hy was 'n rabbi. Hy het alles reg gedoen wat die kerk sê jy moet reg doen. Alles was perfek. 100%. En nou is Paulus 'n ywerige, sê dit in sy woord. Hy is 'n ywerige vervolger van die Christendom.
En hierdie Christendom wat die kerk wil nou kom beïnvloed. Sy vervolgingsverhaal begin hy 'n ooggetuie was toe hulle vir Stefanus met stene doodgegooi het, omdat hy Jesus gevolg het en 'n disipel van Jesus wou gewees het. Het hulle vir Stefanus met klippe doodgegooi. Paulus, wie se naam toe Saulus was, het die klere opgepas van die wat die daad gedoen het. En dis waar hierdie dinge begin het. Jy sien, Paulus het vir Jesus gehaat en al sy volgelinge het hy gehaat. Hy was so ywerig in sy godsdiens. Hy was so ywerig. Hy wou hierdie groep mense uitwis asof dit 'n verskriklike virus was. Saulus, wat ons vandag as Paulus ken, was eintlik 'n terroris. As ek dit in soveel woorde vir u kan sê. Hy het die naam van God gebruik. Hy het die naam van die God van die kerk en van die Bybel gebruik om die Christendom uit te roei en klaar te maak. Laat my so dink aan vandag. Dit is so maklik om verkeerde dade te doen. Dit is so maklik om verkeerde dinge te doen in die naam van Jesus. Die dag toe Paulus vir Jesus, die seun van die lewende God ontmoet, was hy juis op pad na Damaskus toe om hierdie Christenvolk te gaan uitroei. Hy wil hulle doodmaak, hy wil hulle inbring. Maar hierdie dag het Paulus se lewe radikaal geheel en al 'n omswaai gekry. Wie wat met Paulus gebeur het? Paulus het tot bekering gekom. Hoe het dit gebeur? Lees gou saam met my Handelinge 9 vanaf vers 1 tot 9. 'n Wonderlike verhaal. En dis juis hoekom ek dit vanmôre eers hierdie gedeelte gebring het en toe die gedeelte van Handelinge nou vir u bring. En dis waar die Damaskuspad met Paulus begin het. Nou die verhaal wil ek gou vir u verduidelik. Paulus het na die hoofpriester toe gegaan, hy het vir die hoofpriester gevra, gee vir my 'n brief. Kan ek vanmôre hierdie woord sê om dit makliker vir ons te laat verstaan? 'n Brief moet 'n chap op. Ek wil hierdie Christene almal gaan uitroei. Ek doen dit vir my kerk. Ek doen dit vir my God. Dis die regte ding om te doen. Hierdie goed moenie kan verder gaan nie. Hierdie stadium is Jesus reeds dood. Jesus het reeds opgestaan, het opgevaar. En die apostels, die volgelinge van Jesus, vat hierdie evangelie voort. Kan nie vir hierdie prentjie indink. Paulus op 'n perd, hy is 'n gesant van die kerk. Hy ry heel voor. En dis 'n gevolg agter hom wat gewapen is tot die tand toe. Ons gaan hierdie Christene in Damaskus klaarmaak. Vreesaanjaend vir iemand wat dit beskou. Dis soos oorlog wat hier in hierdie dorp wil kom inry. Vers 1 van Handelinge 9. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here. Teen wie? Teen die disippels van die Here. Het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra om die sinagoge in Damaskus, sodat hy, as hy mense sou vind wat die weg was, wat van die weg was, manne sowel as vrouens, hy hulle geboei na Jerusalem sou bring. En toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. Die Engelse Bybel
vertaling sê, a light brighter than midday sunlight. Kan ek en jy in die son opkyk in die middel van die dag? A light brighter. En baie keer lees ons ook hierdie goed en sê, dis maar net 'n liggie wat in sy oogie geskyn het. Jy moet gaan hoor wat die vertalings van hierdie sê. Hierdie lig was van so 'n aard dat dit vir Paulus teen die grond neergegooi het. Soos 'n dooie van die perd af teen die grond neergegooi het. En dan lees ons verder, vers 3. En toe hy op sy reis begin, naby Damaskus kom, omstraal daar 'n lig, skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wat was Paulus se doel? Om die disippels van die Here te gaan vervolg. Luister wat gebeur hier. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy my is in 'n hoofletter. En hy sê, wie is u dan, Here? En die Here antwoord hom, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand gesien nie. En toe Saulus van die grond af op. Toe staan Saulus van die grond af op. En alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie. En niks geëet en gedrink nie. Die magtige man Paulus ry nou nie meer op 'n gewapende perd Damaskus in nie. Hy word blind soos 'n blinde ingelei in Damaskus in. Weet u wat het met Paulus gebeur? Paulus het tot bekering gekom. Paulus het die lig gesien. Hoor wat sê hierdie gedeelte vir ons. Paulus, Saul, Saul, hoekom vervolg jy my? Hoekom het Jesus nie vir hom gesê, Saul, hoekom vervolg jy my mense wat my aanbid nie? Kan ek vanmôre vir u sê, hierdie God, hierdie Jesus wat spesialiseer, dis sy werk, dis sy spesialiteit om bekeringe te bring. Dis sy spesialiteit om sondaars tot bekering te bring. Hy ag dit baie, baie hoog. Bekering ag Jesus Christus op 'n baie hoë prioriteit. Dis hoekom hy sê, vir wie vervolg jy? Jy vervolg my, Paulus. Jesus self praat met hom. Jy vervolg my, Paulus. Vers 4 en 5 sê dit baie duidelik vir ons. Dat ons God, Jesus, ag bekering baie belangrik. En ons maak dit baie keer maar net af. Ek wil nie eens hier ingaan vanmôre nie. Baie mense dink dat ek kan vandag tot bekering kom, net om weg te kom van my sonde af.
Ek wil tot bekering kom, omdat ek jammer is, omdat ek uitgevang is van my sonde. Bekering is 'n heilige daad wat 'n wonderwerk eintlik is. En Jesus ag dit baie hoog. En ek wil vanmôre vir u kom sê, as u gaan kyk hoe hoog Jesus dit ag, kan u ook gaan kyk wat sê Lukas 15 vers 7. Dit sê dit baie duidelik. Hy sê die penning, die verlore skaap, kan u onthou? Die huis word uitgevee. Die ander 99 skape word agtergelos. Die een skaap, die een penning wat gevind word, bring vreugde. En dis wat Jesus self sê. Hy sê, ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, as oor al die 99 wat dit nie nodig het nie. En ons maak bekering af as niks. Die slegste gesegde wat jy kan kry is om te sê, hy het hom bekeer van die bose, of van die goddelose na die bose. Ons weet nie wat ons sê nie. God ag bekering baie, baie hoog. En ons moet dit besef vanmôre. Hierdie alleen is 'n wonderwerk uit God se hand. Alleen. Jy sien, Paulus sê ook, dit was nie mensgemaakte bekering nie. En jy moet dit baie mooi hoor vanmôre, dis nie mensgemaakte bekering nie. Hierdie bekering is 'n werk alleen deur Jesus Christus. Ek kan nie vanmôre vir jou tot bekering bring nie. Geen pastoor, geen predikant kan jou tot bekering bring nie. Dis God se werk alleen. Daar's 3 dae wat Paulus in afsondering was. Blind. Hy kon niks sien nie. Hy het nie geëet nie. Hy het nie gedrink nie. Die eerste keer wat Paulus vas. Hoekom? Wat het met Paulus gebeur? Ek is in my hart oortuig, Paulus het presies geweet wat met hom gebeur het. Presies. En toe stuur Jesus 'n man met die naam van Ananias. En sê, gaan bid vir Paulus, sodat die skille van sy oë af kan val. Nou vra ek hierdie vraag vir my, vir hoe lank was Paulus blind? Nie net 3 dae nie, Paulus was sy hele lewe blind. Hoeveel kerkgangers sit blind elke Sondag? Uit tradisie, uit gewoonte. Paulus was so tradisie gebonde. Hy was 'n rabbi van die kerk. Hy het alles gedoen wat Moses se wet sê. Hy het 100% reg opgetree. Moenie dat iemand anders te inkom nie. Nee, maak dood. Paulus was gemotiveerd. Hy was ywerig. Dis wat sy eie woord vir hom sê. Hy was ywerig om die Christendom uit te roei. Uit tradisie uit gewoonte uit, om die kerk. Hoe dink jy sal Paulus, hoeveel lof sou Paulus besing gewees het, as hy hierdie klomp Christene uit Damaskus gebring het, en in die tronk omgooi het? Paulus was blind sy lewe lank. Sit ek en jy vanmôre met skille op ons oë? Sit ons vanmôre uit tradisie met skille op ons oë? My pa het so gemaak. Mag die Heilige Gees ons vanmôre Ananias oor ons lewe stuur en sê, Here, asseblief, kom verwyder die skille van my oë. Ek het so gewoond geraak. So gewoond geraak. Is daar nog skille in my en jou oë as gevolg van godsdiens? As gevolg van tradisie? Here, mag U vanmôre 'n Ananias oor my pad stuur, om hierdie skille van my oë te kom verwyder. Mag dit wees, Here,
dat ek ook vanmôre vir u toestemming gee om my te kan verander. Paulus se bekering was 'n wonderwerk. Geen wonder dat die mense sê, dis nie mens gemaak nie. Dis nie mense nie. As jy oplet, sal jy sien dat Paulus was vir 3 jaar, het hy weggegaan in die woestyn. Hy het nie by die ander apostels gaan leer van hoe om Jesus te volg nie. Hy het nie gaan leer van die Jesus evangelie nie. Hy het nie weer soos 'n rabbi opleiding gekry om dit te gaan doen nie. Hy was geleer van Jesus Christus alleen. Hy het 'n openbaring van Jesus gekry. Ons is so geneig om agter klomp winde aan te hardloop. Net om uit te vind op die einde van die dag stink hierdie winde. Ons hardloop agter winde aan, want dit is baie mooi en ons wil dit hê. Paulus het 'n openbaring hoe om Jesus te gehoorsaam, hoe om Godvreesend te wees, van God alleen afgekry. Hy het nie mense gaan sit en leer nie. Jy sien hierdie idee, twee belangrike aspekte. Hierdie idee was nie Paulus se idee nie. Glad nie. Die bekering was nie Paulus se idee nie. Paulus se idee was, ek gaan hulle uitroei. Ek gaan hulle klaarmaak, dis pes. Hulle moet dood. Die tweede belangrike waarheid wat ek hieruit leer, is dat die evangelie kom van Jesus self af. En dit moet die waarheid wees. As dit van Jesus afkom, moet dit die waarheid wees. En die skille val van Paulus se oë af. En hy sien die waarheid. So by so dat Paulus 25% van die evangelie van die Nuwe Testament geskryf het. En jy kan gaan lees, wat is Paulus se motto? Paulus se motto is, Jesus en Jesus alleen. Jy sien, bekering het 3 aspekte. En die eerste aspek is, hoe my lewe voor bekering was. Baie mense staan daarby stil. Die tweede aspek is, hoe ek tot bekering gekom het. Man, dit moet daarmee beter wees as jou nou hoor. Jy al van myne gehoor. En dan die derde ene is die belangrikste een. Hoe Jesus. Nie ek nie. Nie my pastoor nie. Nie my predikant nie. Hoe ek my lewe, hoe Jesus my lewe verander. En hierdie is 'n voortdurende verandering. Dit hou nie op nie. Kan ek hierdie vraag vanmôre weer herhaal? Jy het tot bekering gekom. En is Jesus nog steeds besig om jou lewe te verander? Is jy alweer gebore? Weet jy wat dit behels? Jy sien, wanneer ons tot bekering kom, kan ek nie gaan stil staan en sê, wow, ek het tot bekering gekom. Ek het tot bekering gekom. Nou kan ek gaan sit en rus. Ek wag dat Jesus my kom haal. Ek gaan hemel toe. Dis nie wat bekering is nie. Paulus was omkeerbaar. Niks. Onstuitbaar. Onstuitbaar. Toe die skille van Paulus se oë afval. Onstuitbaar vir Jesus. Laat ek en jy nog toe dat Jesus vir my kan verander. Of het ek myself so verhewe in bekering, dat ek afkyk op Sondags. Dat ek uit 'n hoogte afkyk, is ek so vasgevang, dat is ek nog so blind, dat ek nie meer vir Jesus toelaat, dat hy my kan verander nie.
Sien, bekering is 'n ware wonderwerk van God alleen, en dit alleen is die waarheid. As jy ook gaan kyk wat sê Galasiërs 1 vers 23 en 24, en dit was vir my so ironies geweest dat hierdie mense sê, hulle sê, ek wil dit graag vir u lees. Vers 22 sê van Galasiërs 1 wat ons net nou gelees het, hy sê, en Paulus sê, ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes in Judea. Sal ons vanmôre 'n Paulus, 'n terroris kom toelaat, wat ons weet die Christene vervolg in ons gemeente? Dis nie 'n manier nie. En dan gaan hy verder en sê, en hulle het net gehoor. Hulle het net gehoor. Hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my. Wanneer mense na my en jou kyk, ons wat sê ons het tot bekering gekom, kan hulle God verheerlik in my? Of sê hulle, ek wil nie soos daai Christen wees nie. Nooit. As dit is hoe 'n Christen is, nee, ek stel nie belang nie. Jy sien, dis wat bekering vir ons gebring het. Dis wat bekering gebring het. Ons verstaan nie waaroor dit gaan nie. Bekering, wil ek vanmôre herhaaldelik sê, is 'n ware wonderwerk van God alleen, direk. En dit is die volle waarheid. Dis net God wat bekering kan bring. En ek vra vanmôre, wat is my en jou reaksie van Jesus? Miskien sit jy vanmôre hier en sê, ja, ek het tot bekering gekom. Wat is jou reaksie? Jy sien, ons moet stop en ophou om die vermoë van Jesus Christus te bevraagteken of te ondermyn van die krag wat daar is in Jesus Christus. Ons besef nie hoeveel krag daar is in Jesus Christus nie, en wat hy kan doen nie. Daar is geen sonde te groot. Daar is geen sondaar wat nie gered kan word nie. Daar is niks en niemand wat kan staande hou deur die genade van God alleen nie. Niks kan teenstaan uit genade nie. As hierdie buffer jou tref, gaan jy radikaal verander. Terwyl Paulus met vla en bravade die kerk kom verteenwoordig, inry, hy het gedink hy kom ry in Damaskus in as die ruiter. Hy het tot bekering gekom. Te word hy soos 'n blinde ingelei in Damaskus in. Ek bid vanoggend, en is werklik my gebed, dat hierdie boodskap in my en jou hart ingegrafeer sal word. Jy sien dat ons anderster sal bid vir hulle wat buite Jesus Christus is. Dat ek en jy anderste sal begin bid vir ons familie wat buite Jesus is. Dat ek en jy anderste sal bid, want hier is 'n ander krag, 'n werklike krag, wat nie gestuit kan word nie, die krag van Jesus Christus. En daardie mag is groot met God se genade. Niks kan deurdring, niks kan deurdring tot daardie krag nie. Hierdie krag van God moet ek en jy toelaat in ons boodskap. Wanneer ek vertel, wanneer ek getuig, moet ek en jy hierdie krag toelaat, sodat dit aan die werk kan kom.
Dit moet losgelaat word in ons gebede. Hierdie krag wat vir Paulus tot bekering gebring het. In die opvoed van ons kinders. In ons doen en ons late en ons handel en ons wandel. Selfs in ons bediening in hierdie gemeente. Ek het al gewonder, as ons toelaat dat hierdie krag sal manifesteer. Ek was al benoud toe ek hierdie gedeelte voorberei het. Here, as ek vanmôre kom toelaat dat hierdie krag van bekering sal manifesteer in hierdie gemeente vanmôre, wat sal gebeur? Jy sien, ons beperk God baie keer wanneer ons praat. Ons beperk God baie keer wanneer ek bid vir iemand. Ek beperk die krag. Ek wil vanmôre vir julle sê, daar is krag. Wonderwerkende krag in die evangelie van Jesus Christus, die opgestaande Here. Sien, Jesus ag bekering baie hoog en is 'n hoë prioriteit by Jesus. Bekering is nie die begin van my einde nie. Bekering is nie die einde. Hierdie bekering is die begin van dat ek vir Jesus toelaat om my te verander en gedurig deur verander. Ek moet dit ingraveer in my lewe. Ek moet toelaat, Here, kom verander my. Dat daar 'n volle verandering in my lewe ten goeie sal plaasvind. Ek waarsku u vanmôre. As u nie gaan toelaat dat Jesus Christus u tot bekering lei nie, en u verander nie ten goeie. Jesus Christus se bekering lei ten goeie verandering. Dan sê ek vanmôre vir u, hierdie wêreld waarin ek en jy leef, gaan jou verander. Ten slegste. Hierdie wêreld gaan jou verander ten slegste. So jy kies vanmôre. Laat God die Vader toe om my en jou voortdurend te verander. Ten goeie, nie ten slegste nie. Ek wil afsluit met net die volgende boek, Efesiërs, waar Paulus hierdie gedeelte skryf. Blaai saam met my na Efesiërs, hoofstuk 6 toe, en ek wil net 'n paar verse vir u daaruit lees. Vanaf vers 10. En dis die eindige vers wat ek vanmôre vir u wil wys. Hoor wat sê Paulus. Hy sê eintlik broeders, eintlik. Ter afsluiting broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Daarom sê hy, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeue, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Kan ek dit weer sê? As jy nie toelaat dat die Heilige Gees die werk, die bekering van Jesus Christus
jou laat verander nie ten goeie, sal die wêreld waarin ek en jy lewe vir jou verander. Word kragtig in die Here, broeders. Word kragtig in sy krag. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, vanmôre kom sê ons vir U baie dankie vir hierdie woord. Vanmôre wil ek vir U kom sê, Vader, daardie krag wat Paulus tot bekering gelei het, laat daardie krag in ons lewens kragtig sal word. Here, laat ons al besluit om bekering as prioriteit in ons lewe aan te neem. Anders gaan hierdie wêreld vir ons verander. Here Jesus, mag U die naprediker van hierdie woord wees. Mag U ons denke kom verander. Ons sieninge, ons idees. Paulus het die idee gehad, as ek in Damaskus inry, bring ek vrees saam met my. En toe word hy ingelei as 'n blinde, Here. Nederigste van nederigste. Mag daardie krag so standvastig in ons lewe wees. In die naam van Jesus vra ek dit. Here, mag U guns op ons lewe skyn. Mag U genade ons oorweldig. Mag U ons toevou in die liefde, Here. En mag U die woord nooit ledig terugkeer nie. In die kosbare naam van Jesus vra ek hierdie dinge. Amen. Ek vra om verskoning vanmôre. Ek kyk nou daar agter en dan verstaan ek wat dominee altyd sê, ek het hom oorweldig vanmôre. Ekskuus. Maar ek het nie alles wat ek neergeskryf het gesê het nie, so vergewe my.